Laat u koninkryk kom. Dit is vanmôre dag 2 van hierdie reeks. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys. Kom ons bid vanmôre hierdie gebed saam. Vader, dankie dat u aan my as u kind 'n nuwe identiteit gegee het. Leer my asseblief wat dit vandag vir my lewe beteken. Baie mense begin by hul geestelike reis omdat hulle die frustrasie en dikwels pynlike gevolge van hul besluite en gedrag ervaar. Gedrewe deur 'n begeerte na verandering, kom hulle dan kerk toe of sluit by 'n selgroep aan. Daar is niks verkeerd om na verandering te smag nie. Trouwens, dis presies wat God op sy beurt vir ons begeer het. God se beginpunt vir die veranderingsproses is net dikwels anders as ons sin. Dis tipies van ons om 'n vinnige weg na verandering te wil neem. Dus fokus ons op die gedrag wat ons graag wil verander. Ons probeer onsself forceer om deur blote wilskrag te verander. Dit kan ons egter in 'n frustrerende maalkolk van mislukkings en skande laat beland. Waarom? Omdat ons probleem baie dieper as ons gedrag strek. Stel jou voor jy sien 'n reuse domino wat dreig om te val en jy kan sien dit gaan slegte gevolge hê. Jy storm daarheen en probeer die domino met mag en mening te keer. Jy slaag daarin om die domino te stut, maar net wanneer jy wil omdraai, sien jy dit begin weer omval. Jy herhaal hierdie siklus aan mekaar terwyl jy soms slaag en soms misluk. Maar selfs die suksesse is maar van korte duur. Iemand vra jou dan om van die uitputtende werk agteruit te tree en met 'n bietjie afstand na die situasie te kyk. Wanneer jy die domino van 'n ander hoek af sien, besef jy dit was eintlik die laaste domino van 'n lang ry wat elkeen oor die ander geval het tot by hierdie finale een. Hierdie nuwe perspektief laat jou besef jy sal ver terug moet gaan as jy hierdie laaste domino wil keer. God weet ons optrede spruit uit ons menslikheid. Dus begin sy veranderingsproses deur vir ons 'n nuwe identiteit te gee. Een van iemand wat in sy oë geliefd en waardevol is. Ware verandering moet dus op 'n fundamentele hartsvlak begin en daarvandaan stelselmatig tot by ons gedrag vorder. Dit kan ontmoedigend wees om te besef ons probleem lê veel dieper as wat ons gedink het. Maar anderzijds kan die wete dat God die fundamentele werk vir ons doen, moet bemoedigend wees. Hy is verbonde aan die verandering waarmee hy begin het. Paulus skryf in die gemeente in Korinte in 2 Korintiërs 5 vers 17 en hy sê daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier. Kom ons dink bietjie hieroor vanmôre. Neem bietjie tyd om voor God stil te word. Geen afleidings, geen domino's. Mag dalk 'n rukkie neem voor jy innerlike stilte in jou gedagtewêreld kry. Wees geduldig. Vra God om jou 'n bewustheid van sy teenwoordigheid te gee. Vra hom om aan jou die gedeeltes in jou hart te openbaar waarin hy wil werk, om dit weer nuut te maak. Here seën jou. Amen.